Wanneer kom jy allemaal te sien, swaal bykie op. Ja, dit is nie so erg nie. Hulle sê, blijkbaar in die toere wêreld bros van mense dood. Ek wil nie weet nie, ek was nie daar nie, maar hulle sê so. Vir ons 'n groot eer, voorreg, om ons boksdireksie weer eens vanoggend hierdie graadpragtige 2025 te kan hê. Voordat ek verder gaan, net 'n paar verwelkomingetjies. Prof Nico, ons rektor van Boks en sy vroukie, baie welkom. Dan Prof Rita en Yves Gare, baie welkom. Waar is Prof Rita? Wat doe agter? Yes. En dan Dr. Johan Rademacher, baie welkom. Baie welkom by ons. En dan ons lede hierbo, assistent professor Audrey Burger, ons man wat alles doen agter die skerms, en ek as Dr. Boyse. Baie welkom. Voordat ons verder gaan, wil ek vir professor Nico Frans ons net te woord. Ons mag net die swyge nie. Dierbare Heer, Hemelse Vader, Vader wat die eer, voorreg en die genade hand wat vir ons geskenk is vandag. Vader, wees so met ons, maar laat U wil in alles geskied wat ons doen. Laat U wil alles oorheers. Vader, vat U nou oor wat U beheer, en wees met ons, lei ons, behoed en bewaar ons. Vader, ek wil U seën af vir elke student. Vader, daar waar moeilikhede is, hou U hulle in U hand. My God, dankie in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek het eintlik die boodskap in Engels gedoen, ek dink ons gaan Engels wees vandag, maar kom ons probeer om vertaal. Of 1 Tessalonisense 5:24, gaan vir julle in Engels lees. The one who calls you is faithful and he will do it. Nou, hoekom nou juist nou hierdie? Is ons nie allemaal geroep nie? Het God ons nie geroep om sy werk te kon doen? Is dit nie hoekom ons probeer? Nou, in jou studies gaan jy baie keer moeilikhede ondervind. Praat van ondervinding, my mede-project ook kan saamstem. Baie keer kom jy op 'n punt wat jy dink, maar hoekom moet ek verder gaan? Hoekom jy is hierdie vak? Wat gaan hierdie vak my help? Het God jou nie geroep? Het God jou ook nie gesê? Hy gee vir jou die krag. Waaruit gaan jy jou krag? Waarin prop jy in? As jy nie ingeprop is nie, gaan jy die krag kan ontvang. Dit is soos 'n bierpop. As jy hom aansit nie, gaan jy nie krag nie. Dit is dieselfde met ons studies. As jy nie ingeskakel is nie, gaan jy nie krag ontvang. Nou, die beloftes wat God vir ons gee. Tessalonisense 1 Tessalonisense 5:24, wat ek nou net gelees het. Dis 'n belofte van God. Want hy sal by julle bly. Hy sal by jou wees. Dan Jesegiel 41:10. So do not fear, I am with you. Waar beloof God vir ons? Hy is met jou. Hoekom wil jy bekommerd raak? Hoekom wil jy gestres word? Dis onnodig. Want met krag van God, die krag wat in ons is, tot ons beskikking is, hoe kan jy dan anders as om net vorentoe kan gaan? Op jou knieën kan jy nie omval met liefdes. Jy kan beslis nie omval. Dan wil ek julle los. Kyk, Satan is 'n slinkse man. Hy weet tot wat julle in staat is. Hy weet tot wat julle nog gaan bereik. Dink hy, as jy bietjie verder gaan hy jou op. Hy gaan vir jou hindernisse gooi. Hy gaan jou kom probleme gee. Maar, sê God nie vir ons, ek is met jou nie. Maak die saak waar jy gaan nie, ek is met jou. Hou vast aan God se beloftes. As jy 'n belofte vat 'n dag, gaan dit jou 35 dae vat om elke belofte daagliks te doen. Dis hoeveel beloftes van God se woord is. Hou sy beloftes vas. God weet op wat se pad jy al nou is. Hy weet waar jy gaan eindig. Hy weet hoe ver
die sal van julle gaan druk op te. Dit is maklik om op te skop. Maar as jy opgeskop het, om weer te begin, is nog moeilikheid. Want dan moet jy eers die battle fight, voor jy die oor kan. So, tyd vas. Druk deur. Dis altyd die moeite werd. Altyd met God gekom. Kijk. Dankie julle. Los julle met 1 Kronieke 28, vers 20. En Dawid het sy seun Salomo gesê, wees sterk en volmoed en voer dit uit. Is dit nie ook 'n belofte nie? Vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis, aan die Here voltooi. As hy jou geroep het in 'n sekere rigting, dink jy gaan jou net los? Verseker nie. Die in die woord sê dit vir my. Hy sal ons nooit los. Amen. Amen. Prof Nico, asseblief. Goeiemôre en welkom van my kant af ook as die rektor van Woord Seminary. En 'n besonder vir ons studente. Dit gaan nie vandag oor die ouens wat hier voor sit nie. Ons is nog geruime tyd hier. En dit is goed om die gaste hier te hê, die geliefdes, maar dit gaan oor die student vandag. Jy wat jou erkenning gaan ontvang, nou is ons in 'n tweetalige land, so ek gaan nou maar dit verder in Engels doen. As jy sukkel, probeer maar 'n bietjie, dan doen jy die vertaling in. Het was so gewoon elke jaar as alles in Engels. Maar ja, ek dink dit is 'n baie groot voorreg en 'n eer en 'n voorreg. En veral vir julle as studente. Dis julle dag. Ek het met julle gepraat hier agter. Kom lyk nou mooi hier voor vanmôre. Nou as jy nie mooi is, jy gaan môre mooi wees. So, wees rustig, dis nie 'n rou diens nie. Ek dink dit is 'n groot dag, en besonder weer eens vir ons studente. Dis harde werk. Ons almal was daar, dis 'n lang pad. Ek het persoonlik 11 jaar die pad gestap voor ek my professoraat in biologie ontvang. Nou wil julle nie afskrik nie. 11 jaar is 'n lang tyd. Maar daar's 'n rede. Vir al die doktersgrade en al die goede. En ek dink ook jy raak slimmer. Net pas op dat jy nie later 'n paar varkies langs die pad los. Maar het gaan nooit oor jou nie. Het gaan oor hierdie boek. Die Bybel. Ek en jy kan met al ons titels en al die koudtoppies wat jy verwerk in die lewe, kan jy nooit slimmer wees as die woord van God. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Dear students, being here today, the class of 2025, to receive your various acknowledgement and discipline in what category you ever studied, says a lot about yourself. Jy kan vir jouself 'n lekker hande klap. Dit gebeur ons sommer wel. Jy is my klap. En dit is reg ook so. Because this achievement is primarily because of the knowledge you gain. Ons ouens hier bo met al die blou en koudproppies en ek weet nie wat alles en ons het dit klaar bereik. Vir ons is daar nie meer veel om in die teologiese wêreld of in die ministry nog verder achievements te kan hê nie. Julle is ons trots.
want julle maak walks moontlik. As ek nie president was hier is, Word of God Seminary, kan hy nie bestaan nie. Dit gaan oor julle. And the knowledge you've gained through hard work and your time sacrifice. Mense, as daar een ding in die lewe is wat belangrik is, daar is konflikte, ons gaan nie daaroor debatteer nie. Maar elkeen as individu, die kosbaarste ding in jou lewe is jou tyd. En 'n student moet ergens, en ek het begrip, daar's huisvrouens en daar is mense wat nog jonk is wat die lewe daar buite ook wil deel vorm, en dit is ook reg so. Maar ergens in jou studies moet jy tyd maak. En tyd is 'n opoffer. Tyd is die een ding wat jy nooit kan terugkry. Tyd wat verby is, het sy in 'n negatiewe konteks, en ek hooplik is dit in 'n positiewe konteks, dat dit wat jy wil bereik, jou passie, as dit jou passie is om eendag in so 'n blou jas te staan, toegaan, leef jou passie. Live your dream. But also live your life. So baie mense vergeet om te lewe. Ons kan beide doen. Maar dit is 'n besondere voorreg om 'n student te kan wees. Want wie die besluit geneem? Jy het die besluit geneem. Nou hoe sal jy 'n besluit neem om 'n loopbaanpad te loop en halfpad op te gooi? Wat is die doel daarvan? Ons almal kan nie doktersgrade hê en al hierdie dinge, ek besef dit. En almal het ook nie daai begeerte. Maar as dit jou roeping is, as dit jou dedication is, moenie opgee. En dan vra ek altyd die vraag, the question then is, why would one seek knowledge? En dit is nie 'n professor se begeerte, of 'n professor se boodskap, of jou man, of jou vrou, nee. Dis 'n Bybelse opdrag. Knowledge is dedication. And in the Hebrew word, in the Hebrew language, literally means knowledge about the Lord. Almal van ons wat hier sit, weet dit al. Miskien die jonger is nog nie so seer nie. Die waarheid. En die waarheid alleen maak jou vry. En die waarheid kry ons net in hierdie boek van die Here. Jy gaan dinge ontdek in jou loopbaan met jou studies, ja, en jy gaan wysheid bekom, en jy gaan meer kennis oor beskik, dis waar. Maar sonder die kennis van die woord van God is jy verlore. No dedication, no knowledge. Die woord is, die woord van die Here is baie, baie duidelik. Dit laat my dink aan die geheim, the secret of getting ahead in life is getting started. So baie keer twyfel ons en ons stel uit, maar volgende jaar. Dan kom volgende jaar en jy verander jou doelwitte die jaar daarna. En op hierdie manier gaan jy nooit begin nie. Ek het nooit in my wildste drome gevra om 'n professor te wees. Ek was tevrede met 'n bakkerariesgraad toe geordyn was. As 'n pastoor. Maar my oorlede mentor, professor James Barnard, neef van Dr. Chris Barnard, hy het net nie opgehou. Ek het hom ongelukkig in 2017 ter aarde gelê, en ek mis hom vandag nog. Ek mis sy wysheid, ek mis sy encouragement, en dis wat ons met julle wil doen. Jy wat reeds in die studieveld is, en jy wat nog nie besluit het, waar wil jy wees in die lewe? Die beste plek om te wees is in die woord van die Here. Om kennis op te doen. Want kennis kan niemand van jou wegvat. Maar moet nou nie toelaat dat kennis jou arrogant maak. Jy kan nooit slimmer wees as hierdie boek wat die Bybel genoem het. Nooit. En Prof. James het dit baie van my gesê, hy het my champ genoem. Gaan nou nie daarvan. Hy sê, champ, toe hy my eerste keer gekap het, my eerste doktersgraad, hy sê, champ, jy moet net nooit slimmer as die woord van God raak. Want as jy uit lyn het. En so baie keer ons ouens die roem en al die titels wat jy dra, weet jy wat? 'n vis bly 'n vis.
Raai wat, 'n vis het ook 'n graad. Wat wil ek sê? So moet nooit bo jou. As die van God was, het jy nie die vermoë gegee. Dat hy jou nie hier in jou hart gelê het, die kragwerking van die Heilige Gees, om die begeerte te hê, om meer te weet van hierdie God wat ek en jy dien. En al wat jy daai kennis kry, is nie by ons ouens wat hier sit. Ons is net die leiers. Die kennis kom uit die woord van God. So baie keer sukkel ons om te begin. Maar prof, waar begin ek? Baie eenvoudig. By die begin. Waar begin jy jou 100 meter hardloop? En jy moet dit simbolies sien in die gees. Nie noodwendig 'n letterlike 100 meter nie, maar die 100 meter van jou lewe. Jy begin by die wegspringblok. Daar waar jy 'n besluit geneem het om aan te tree. Niemand kan jou dwing om daar op jou knieë te gaan kniel en te wag as die skoot afgaan en dat jy jou sukses in jou loopbaan begin hardloop. Dis jou keuse. Paas praat, maas praat, ons motiveer, ons promoveer. En as jy nie wil luister nie, dan ons luister nie. Hierdie is 'n Bybelse opdrag. En ons weet van wie ons hier praat. Die woord van God gaan oor hom. Ons weet dat sê Johannes 1:1. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Gaan nie oor my en jou vandag. Nie in hierdie konteks. En lyk dit baie keer, die Engels sê baie mooi, it always seems impossible to do or to complete a task until it's done. As ek terugkyk op my loopbaanpad en ek moet dalk nie sê nie om negativiteit te bevorder hier nie. Vandag is dit lekker om terug te kyk op my loopbaanpad. Maar as ek nou moet oorweeg, dan weet ek. Hoor mooi. Maar om te bereik wat jy jou hart op gesit het, en dit gaan altyd, hoor mooi, altyd, oor kennis van die God wat ek en jy. As dit oor iets anders gaan, dan is jy die verkeerde pad. As dit gaan om hier te kom voorstaan met rooi jasse en blou jasse, man, daar, anders sê ek het, kom ons sê, die sirkus het ook sulke tipe klere. Ons is net meer in geloofwaardigheid. Hoor meer wat ek sê. Die punt wat ek maak, as jy nie doelgerig is, as jy nie geroep is door die kragwerking van die Heilige Gees, om hierdie pos en hierdie roeping en hierdie erkenning wat jy gaan ontvang, uit te leef nie, waarvoor doen jy dit? Jy gaan my nie beïndruk nie. Ek ontmoet jou vandag en die studente wat ons al 'n lang pad mee stap, en ek is bly daarvoor. Baie van julle ken ek nie persoonlik nie, baie van julle gaan ek ook nooit weer sien dalk nie. So it's not about me. It's not about you. It's about you. En as dit nie jou uitgangspunt is nie, dan wil ek jou nie noodwendig onnodig nie, dan studeer jy vir die verkeerde rede. Should you wait for the right opportunity to come along, all that probably will happen is you getting older. Hoe gauwer ons begin, hoe beter. Terwyl ons nog jonk is, het ons nog die energie, ons het nog die dryfkrag, maar nou gaan staan en trou ons, ek sê jy mag nie trou nie. En dan het al hierdie verdwyn. Ek sê in al die gevalle waar. Ek sien dit so in my beroep en my loopbaan, dat man en vrou aan dieselfde wiel skouder aan die wiel sit. En dan is niks moeilik as 'n vrou wat haar man ondersteun in hierdie beroep. Niks moeilik. Die hele dag toe ons getrou het die predikant of die dominee of die pastoor gesê, julle sal een wees. Jy kan nooit letterlik een wees, maar jy kan in die gees kan jy een wees. En dit is waar het gaan, ook in jou studies. Your destiny is possibly to be a leader one day. Of wat jy in gedagte het. Wat is die doel van my studies? Jy kan nie net hierdie kennis bekom en dit net begrawe nie.
ons dit nie uitleef nie, en ek dink sommer dadelik in my gees aan berading, counseling. Dis nie net ons land nie, geliefdes, dis nie net ons dorp nie, ons weet die wêreld is stikke. En dis waar julle wat die berading sal betree. Dis waar julle 'n verskil kan maak. Elkeen het 'n bepaalde roeping en 'n bepaalde opdrag. Want dis waar jy 'n verskil maak. So wat help dit, jy bekom hierdie almagtige prestasies en magdom kennis en jy verdwyn van die toneel. Dis hoekom God jou geroep het. Dan mis jy die punt. Remember this, all leaders are learners. The moment you stop learning, you stop leading. Ek leer vandag nog. Jy kan nooit genoeg leer. Raai waar leer jy die meeste? Hoe mag dit nie iets sê? Ek sê dit met 'n goeie hart. Jy leer by jou vrou die meeste. Ek kan onthou toe ek sien was dit 'n moment geweest. Tot die dag ek getroud kom ek agter hoe my weet. En hulle weet ons alles. Ek moet maar 'n sin vir hiervoor kry. Here het jou nie gemaak om elke maandag rugpyn te hê, dinsdag pyn jou elmboog, woensdag het jy kopseer en die res van die week. Ons het 'n sin vir humor. So, the Lord says in Hebrew, Hosea 4 verse 6, my people are destroyed from lack of knowledge. En die Here praat in die konteks met sy disippels. Is jy nie disipel wat hy sê nie? Student, is jy nie ook maar net 'n disipel nie? En die Here sê, julle is die rede dat my volk ten gronde gaan. Hoekom? As gevolg van 'n gebrek van kennis. Hoe? Dit beklei nie. Sien jy hoe belangrik is jou kennis waarmee jy jou loopbaan besig is? Party wil maar net deurkom. Ek wil nie almal met, ek kan nie verwag almal moet kom laude en hierdie hê nie. Maar dit is belangrik dat jy die kennis inneem. Want daardie kennis kan dalk iemand anders op die reddingspad sit. Net wat jy eendag vir iemand anders sê, kan die verskil maak. Maar dan moet jy nie 'n klomp snerp uitdra. Ek is 'n maakbronner, ek praat so. Ek is 'n blommekind, ken jy dit sien? Ja, kom net daar doen dit. Hierdie kennis, this knowledge means to know the truth. Jesus self sê, ek en jy is die Here. Hoekom sy volk ten gronde gaan, aan 'n gebrek aan kennis. Want hierdie kennis wat Jesus na verwys, is die waarheid. Want hy is die waarheid. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. So as jy nie hierdie kennis het nie, wat het jy? Antwoord myself die vraag. The Apostle Paul said in 2 Peter 1 verse 5, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge. Die Here het nooit dinge deur mekaar vir ons oorgedra. Hy is God, man, nie ek en jy nie. En dan ons geloof, bevestig die woord. Alles bevestig het. En al hierdie goeie dinge, en al hierdie, in jou geloof, voeg toe, kennis. On behalf of Word of God Seminary, I want to thank you and congratulate you all for making this graduation 2025 possible. Without you as a student, this could not and would not be possible. En sê vir jou medestudent daar buite of 'n vriendin of 'n familielid, dit wat jy vandag gehoor het. En dit wat jy bereik het, want jy kan trots wees, man. Jy kan maar 'n bietjie brag. Dit is ons lekker om te sê, ek het my graad ontvang vandag. En watter dissipline hoe man. En dit is ons lekker om daai foto en hierdie erkenning, julle gaan sien, julle gaan nou binnekort ontvang. Dit is ons lekker en trots om daardie op te hang waar jy ook al wil ophang.
studeerkamer en die sitkamer. En elke keer jy sien, herinner dit jou aan wat jy bereik. En dit behoort 'n aansporing te wees om meer te bereik. Your commitment to enroll with WOX as a student underlined the ability to remain dedicated in the face of every and any challenge. Jou commitment, jou deursettingsvermoë, and the result of success are yet to be. As jy nie jou studies voltooi het nie, en as jy nie suksesvol was in al die eksamens wat jy die voorskrifte deurgaan, het jy nie hier gesit vandag. Dan moet jy dalk nog 'n bietjie aanhou tot volgende jaar se gradueer. Maar jy was dedicated. Ek wil klaarmaak. En ek hoop jy wil aanbeweeg na die volgende vlak. Die sukses sit vanmôre reg voor ons. Sitting in front of us, you will set the example to those out there. Gaan vertel jou familie, gaan vertel jou neef, jy lief, jy kan nie. Wys vir hom wat jy bereik het, man. Jy kan trots wees, want dit was harde werk. Niks val uit die hemel uit. The Lord gave us the ability, but you must accept accountability. There's a difference. Word of God Seminary, thank the Lord for men and women who has the passion and the willingness to make a contribution in life, but not in life as such only, but also into your communities and your community. Daar waar jy 'n verskil kan maak, moenie huiwer nie. Waarvoor is jy bang? Moenie nie skaam vir die woord van die Here nie. As die gemeente ding voordoen, staan op vir Jesus. Jy's toegerus. En dis my groot motto in die Engels meng altyd met ons taal in. Hierdie twee manne loop 'n lang pad saam met my, en hulle sal weet, as ons daar in die raadsvergadering sit, my motto is, as 'n student by Word of God uitstap, en as hy kop optel daar buite, en kan sê, ek is 'n student van Word of God Seminary, hoekom? Want hier gee ons die waarheid, en die waarheid alleen. Ek wil nie een van ons studente moet beskaamd wees daar buite, en voel maar ek is nie waardig nie, ook ek het nie genoeg kennis nie. As jy nie genoeg kennis het nie, man, skryf in. Sommer, as Stenprof Burger gaan seker net nou groot so 'n bietjie iets sê van Januarie inskryf. Skryf in. Word deel van hierdie familie. En dan dank die Here vir mense soos julle, wat bereid is om jou tyd op te offer. Dat is niks meer kosbaar as jou tyd in die lewe. Julle offer julle tyd op. Julle wat gesin het, julle wat na die mans moet omsien, kyk, hulle kan ons nie self kos maak nie, wat sê. En dan met daai selfde vrou wat nog die kos moet maak, en die huishouding, en die kinders, dan moet sy nog ergens in haar kosbare tyd afstaan. Ons die lewe. En daarvoor eer ek julle. Ek ken dat dan. En dan sal ek op pad gestaan. Maar ek is bevoorrecht, ek kry my koffie nie by. Praise die Here. Praise die Here. We would like to wish you all well. Ek gaan nou stel op klaarmaak. As the rector of Word of God Seminary, I hereby now declare the graduation ceremony of 2025 officially open. Ons kan nou aangaan met die verrigtinge, soos wat julle bespreek. Dis nou die lekker gedeelte, waar julle nou julle erkennings van ontvang, en ek roep vir Prof Burger na die podium, dat ons voortgaan met die verrigting. Baie. Toen ik daar mee deed. Is er werking gemaakt? Ja, dat. Ek het nou net gemakkelijk geraak daar so op my stoel en gedacht, kyk, vandag is hierdie een dag dat ek net kan sit en rustig te kan wees. En niks verder hoef te doen, maar
verrassing iets ook, né? Die verrassings gaan ons nou uitkom. Almal het nou so lank gepraat, so ek mag seker nie lank praat nie. Voor ons aangaan, ek net gou vir julle sê dat inskrywings is daar reeds oop vir 2026 en hier is daar reeds studente wat vandag gradueer wat al reeds besig is vir 2026. En hier is ook wat die sit vandag wat nie gradueer hierdie jaar nie, maar volgende jaar gaan gradueer wat ook al reeds besig is. En ek sien ek is daarom nie die een wat heeltemal grys is hierson. En Prof Nico het iets baie belangriks gesê. Hy het gesê ja, dit het ons so 10 jaar gevat om by die blou baantjie uit te kom. Nou ja, dit vat lyk my vir ons almal so tussen 8 na 10 jaar plus om daar uit te kom. En ek het in 2015 eers voltyds begin. So jy is nooit te oud om te begin. Never ever. Soos jy nou nog steeds gewonder het. Gewonder het, kan ek? Kom ek sê vir jy kan. Jy kan definitief. Maar ja, ek dink dat ons miskien net vir ons studente wat hier vandag is van Port Elizabeth af. Chris en Aldien, al die pad ingevlieg van daar af. Kom ons geef hulle lekker aan. Dan het ons studente van my student wat al die pad van Mpumalanga afgekom het, af en Blaas af, Annemarie. Sy is ook vandag hier saam met ons weer eens, sy ouers. En ja, dan het ons een van ons pastorale studente wat besig is met sy pastorale graad. Al die pad van Bommerandstad af. Nou ek noem ons sommer Karel Kat. En dit is pastoor Karel van Heerden, al die pad van daar af. Maar ja, soos jy kan sien, dit is van buiten ver af wat ons studente moet inskryf. So, jy kan dit aanlyn doen of in klas, as satelliet geaffilieerde bybelskole, wat onder ons akkreditasie is, wat in jou area is daar nie in is nie, kyk ons ons een daar kan stig, anders kan jy aanlyn student ook lees. Maar kom ons begin met hierdie jaar se eerste jaars, en ons almal moet ons ergens begin. Jy begin nie op skool en jy gaan direk matriek doen, jy begin ons by graad R teestaan. In my tyd, en ek dink meeste van ons tyd was dit ons graad 1 het ons begin. So, hier begin ons ook by sertifikaat. So, jou eerste wil ek oproep vanoggend om 'n sertifikaat in ministerie te ontvang in cum laude Aldien Joseph. Sien julle waar word die mooi foto's geneem? Altyd op die einde. Ja, dit is dit hier baie. Volgens student en ek ken hom nie met al sy naam nie. Maar kom ons gee al sy naam vandag. Willem Johannes Greer. Gewoonlik noem ons hom sommer net Bimbo. Net wyvoeg sy vrou studeer ook. En ja, sy is volgende jaar sal sy 'n graad in berading trauma. En Wimpie slaap besig met sy diploma ministerie. So volgende jaar sal hulle al twee staan. Dan het ons daarso vir Natalia Terlans.
is nog 'n terbalans. Jy sien, as in die familie loop, dan weet jy die geestelike sterk in my familie, né? En dit is Sjoerd terbalans. Ja, hierdie jaar het ons alleenlik net diploma in berading. As niemand 'n ministerie of teologie nie. En ja, al die pad van Port Elizabeth het ook hierdie ene. Laas jaar haar sertifikaat voltooi en toe sy ontslag gemaak het, toe vra sy kan dit aangaan. Sy sê ja. So hierdie jaar kry sy ook haar diploma in berading. En dan moet ek byvoeg, sy is ook al reeds klaar besig met haar graad. So, niemand anders is Aldien Booysen. Ja, dan kom ons by die volgende student met sy diploma in berading. En ook iemand wat op aan 'n pad geloop het om hier te kom. Harde bene gekoud, ek het. En ook deel is van Joy Radio, een van die stigterslede. En sy en 'n man, Barry is vandag hierso. En ja, en Vox het ook hande saam met hulle al gevat 'n paar jaar terug. En dis niemand anders ding, en ek gaan nie al hierdie name uitlees nie. Maar ek sal net die eerste een doen. Katerina Relena. Dan die volgende een gaan aan 'n student in absentia vanoggend en my gister laat weet daar in soos ons hom ken die Laagveld, maar kom al langer noem hulle dit staan ons. Hy daar in die berge plaas die water, die reën, hulle 'n bietjie vasgehou daarso. So in absentia oorhandig ek dan hierdie aan Petra Burger. Ons gee haar lekker aan dit. En dan ons laaste diploma in berading. En dan moet ek ook nou sê dat die student is ook al reeds besig met haar graad. Ja, dit is ook al van Mpumalanga se wêreld af. En dit is Annemarie van der Schuyf. En nou hier kom die verrassing. Elke jaar het ons 'n verrassingkie. Niemand weet wie dit is nie. Behalwe ek natuurlik. En ek wil begin met die eerste jaar. Die student wat ons noem the best student progress
die beste progress getoon het gedurende die jaar. En ja, ek weet dit gaan 'n verrassing wees. Dis niemand anders as Natalia Tippelaars. Diploma as daar ook student met, soos ons sê, best student progress. En soos ons weet, hierdie jaar, tweede jaar was net berading gewees. So dit moet een van hulle 4 wees, né? Nou ja, my voorreg om vorentoe te roep vir Annemarie van der Schuyf. Nou kom ons by die beste student, eerste jaar. Wie sal dit wees? Wow. Wow. Waarom? Dan ken ons het te fout gemaakt. Ja, jy het die naam met jou. Ja. Maar die punte jok nie. En die dedikasie jok nie. Nou ja, hierdie student, die beste student gevat vir eerste jaar sertifikaat, sowel as tweede jaar diploma. Al die pad van Port Elizabeth, Aldien Boysen. Die terminologie wat ons hier gebruik is in die teologiese wêreld of in die akademie is eerste jaar en tweede jaar. Eerste jaar is sertifikaat, dis 'n M+1 soos ons vertroud is daarmee. M+1 is jaar na matriek en M+2, 2 jaar na matriek, M+3 soos ons aangaan. Ek gaan nie op die NQF daarom gaan nie, maar dit is wat dit beteken. Die eerste jaar sertifikaat, tweede jaar diploma en 'n derde jaar is 'n bakkalaureusgraad. En ons bakkalaureusgraad stryk oor 'n tydperk van 2 jaar. Dit is lywig. Maar dit is nodig, want dit is die fondasie as jy in jou senior, kom ons sê, range begin ingaan. In jou senior na bakkalaureus, honeursgraad, en natuurlik meestersgraad, en dan is jy nou by die seniors, die ouens met die rooi jasse. Want dit is net om vir julle wat nie heeltemal dalk lekker verstaan nie. Ons praat nie altyd van sertifikaat en diploma nie. Ons praat van eerste jaar en tweede jaar. Baie dankie. Dankie. Nou ja, dan kom ons het hierdie jaar ook 'n honeursgraad wat ons gaan oorhandig in ministry. Ja, hy het 'n bietjie lank gevat om hier te kom, want hy het 'n bietjie lui geraak het, soos ek gemaak het in my vroeë jare. Maar paar keer, ja. Maar ja, soos ek sê, hy is op al die pad van Port Elizabeth af, en ek hoop hierdie prestasies wat sy vrou vandag ontvang het, vryf nou 'n bietjie meer op hom af. Ek wil graag vorentoe roep vir Chris Boysen. Dis vir Chris Boysen. Daar is 'n voorreg om deur ou goed gekerk te word so, né? Ja.
Nou ja, die koevertjies wat hulle kry is nie geld nie, hoor. Dis net hulle report. Dis net hulle report verslag. Ja, dat is net gegee. Nou ja, ons het nou, dan kom ons by weer van die senior. Ons het ook 'n meestersgraad in berading hierdie jaar. En ja, man lief het so 'n bietjie agtergeval. Hulle het saam ingeskryf, maar ons glo volgende jaar sal hy vorentoe kom. Want ek gaan hom druk en ek glo soos sy vrou ook. En ek wil graag vir Wilma Bennett vorentoe Wilma meestersgraad in berading te ontvang. Ja, voor ons die hoogtepunt, die belangrike een van die aand, seker een van die belangrikes, almal is belangrik. Maar een wat 5 jaar gevat het om hier uit te kom. En ek het graag op professor Rita Lutze van the Counseling Association of South Africa vorentoe, wat sy saam met ons op die podium kom wees, want sy het ook op pad saam met hierdie student geloop. Sy het ook in teendeel en hoe sy op die thesis merk. En as sy hom geveil het, dan het sy geveil. Dat is ongelukkig so. So hoe dit gewerk het, is dat hier het ek geen sê gehad. Dit is van professor Nico afgang en van professor Rita afgang, of sy dit maak of nie. Want dit is ongelukkig my vrou, so ek het nie sê gehad. Ek is so bly daaroor, anders kon ek hier nie dopbox gewees het. Maar ek wil prof Rita vra dat sy net vorentoe kom asseblief en saam met ons die oorhandiging kom waarneem. Ja, is my voorreg dan om uit te roep volgend my eggenoot Jill Burger. En in teendeel, dit is die tweede doktersgraad in berading wat word so ver toeken. Waar het jy dan boks? As Rector of Word of God Seminary, South Africa, I hereby confirm upon Jill Burger Howard on this 29th day of November in the year 2025 the degree of Doctor of Counseling in the discipline of counseling. Arise, a Doctor of Counseling and as a servant of the law. Kom jy maar lekker aan.
burgemeester Rita vra, sy net ons 'n paar woorde spreek. En dit wil ek ook vertel bietjie oor die Council Association of South Africa en die belangrikheid, want meeste van hierdie beradingsstudente is lede van die assosiasie, soos ek self en Joe ook is, en Prof. Nico self ook. So, as ek net vir julle wat jy allemaal net kan verstaan, hoekom en waarom. Lekker om te wees, is bekende gesegde, is onbekende gesegde, wat my baie goed gaan ondermaak is vir die studente kry. Want dit is die groei in die lewe, hulle presteer goed, van hulle is ook besig met tegnieke en berading wat ons aanbied. So ek sien hulle is redelijk geraak op 'n Zoom sessie, wat ek nog niks meer van my nie, maar dis mos nou maar vandag se lewe. Ek dink ook die rade baie sal saamstem, ons doen nie maar die goed so oor die lag. En dan kan ons nie so vlieg soos ons moet vlieg nie. Wat die berading aan betref, is bly is die teologie, mense, is met dienstkunde, die gaan kapelane en dan die berading. Ek staan vandag hier as 'n berader. Ek is 'n maatskaplike werker eintlik, maar ek het altyd gesê, die dag toe ek maatskaplike werker gaan doen, dis nie goed genoeg nie. Ons sal 'n bietjie meer doen. Toe ek my self te dienstkunde gehad geoordeeld as 'n pastoor en ek was nog steeds nie vir my genoeg. Dit voel net vir my iets mis, tot ek by berading uitgekom. Nou ek het ook die gesondheidsstand gedoen, so mens wat die hele prentjie. Julle moet in julle koppe 'n driehoek sien. Dis vir my moeilik om net te praat, want ek praat en skryf. So julle moet die prentjie sien, gees, siel en liggaam. Kan ek berading aanvang? Dan kan ek dan hier bedaie wat ek wil skryf. As jy hier gaan kyk, sien jy 'n driehoek, gees, siel en liggaam. As jy die hele prentjie kyk, sien jy 'n driehoek, gees, siel en liggaam. Want ek het vir julle gesê, julle is soos bome. Of ons bediening in die wêreld en vir die beraders wat goed vir mense moet doen en beteken, is die bome, ons is instrumente in God se hand. So ons is die boom wat hy geplant het. So ons moet mooi weet, as jy die dag 'n berader is jy 'n instrument in God se hand, so hy het ons geplant. So wat ons doen met die mense is in ons hande. So ons moet hulle mooi hanteer. Ons kan nie net sommer langs en regs goed sê en doen nie, want hulle is kosbaar. Nou as jy hier gaan kyk, 'n seminarie is 'n kweekskool. So jy moet iewers leer om daar te kan kom. Soos professor Nico ook gesê het, jy staan nie net op, of jy gaan nie in skool toe en jy begin by matriek nie. Jy begin hulle nou met RR. Die leidag hoor hulle gaan RR inbring. So jy weet nie, die arme kinders daar gaan hulle uitgekyk. Maar jy staan nie op en het jy jou graad en jou doktersgraad en jy weet nie wat se graad hierbo aan. Jy moet maar die pad stap. Hierdie woord van God is ons grond. So ons vestig ons daar. As ons dan die boom laat groei, sê ek altyd, ons sien nie die wortels van die boom altyd. Maar ons waar bo uitkom aan die gees. So ons van die gees en die siel en die liggaam versterk. So as ons nou siel en liggaam en gees versterk, dan kom ons bo uit en dis die produk van die boom. En dis waar ons beraders ook inkom, om versterking in te kom tot die teologie, bediening, die kapelane se werk, al daai. Ek wil amper sê ons vorm 'n groot sambreel, ons vorm 'n groot boom. As ons nou hier gaan kyk, dis waar die bedieningskunde, die teologie, die kapelaanskap, die wat ook al alles met die Bybel te doen het, en ons beraders is deel van dit. Maar dan kom die wortels in. So ons moet die boom anker. So ons kom in met 'n ander invalshoek. Ons kyk na die mens as mens. Ons versterk hom op verhoudings, ons versterk hom op emosies, ons versterk hom in sy hele mens. Daarom het ons ook beradingstegnieke,
persone byleer om prakties met die mense te doen, sodat hierdie boom kan groei. So hy is verstrengel hier, so hy maak so. So almal van ons werk saam. Ons kan nie die een dag ons is beter as die ander op 'n troontjie gaan sit. Ons moet nooit asseblief dit dink. Moet ook nooit jou vergelyk doen. Jy uniek, jy is 'n boom op jou eie. So jy is die instrument. So hierdie blare moet ons nou groei. So dis eintlik die breë, as ons net na berading gaan kyk wat jy doen. So jy voed die persoon. Ons gee help, ons help gee bak, ons gee help. Ons help om hierdie boom water te gee. Nou sê ons goed, nou sit jy daar en jy voel of jy op 'n eiland werk, want wie staan saam met jou? 'n boom is iewers geplant, maar om hom is 'n area. So hy moet die area. Nou as ons gaan kyk na die assosiasie vir die beraders en daar's verskillendes. Ek verteenwoordig die assosiasie vir beraders Suid-Afrika. So as ons dan gaan kyk, ons is die omgewing. So as jy by ons aansluit of by ek dink die kapelane het assosiasie waar aansluit in die bedieningsouens, sluit hulle ook by ons in bediening. So as ons dan so gaan kyk, is julle in julle area, het ons net vir julle daai, wat sê daai beskerming, daai platform, om te kyk wat julle okay is. So as julle advies nodig het of julle hak vas, dan is ons daar om te help. Maar ons is ook baie kwaad. So as jy nie by ons etiese kode bly en jy gaan doen dinge wat nie reg is nie, dan is dit nou maar jammer. Dan word jy nou maar mooi van die lys afgehaal. By ons kan jy nie weer 'n keer dan 'n kans kry. Ongelukkig nie. En dan kan jy hulle werk by jouself. Want ons moet kyk, julle werk met mense. So ons moet kyk dat dit goed gaan met nie net jou nie, maar ook vir die wat julle bedien aan die omgewing. Want onthou jy daai hoed op van beraad. So as jy uitgaan en jy sê jy is 'n beraader, dan verteenwoordig jy ons hele gemeenskap. En ons moet kyk dat dit volgens riglyne en etiese kodes. So ek gaan nou nie hier 'n preek afsteek oor dit nie. Ek het gehoor ek moet vinnig praat en ek moet sport. So dis kort genoeg. So julle is die bome geplant in die woord van God, wat die mens bedien en hy kan verstrengel met almal. Soos Aldien wat nou magister het en sy het nou haar sertifikaat en sy het daar diploma in berading en wie was dit nou, Annemarie, jy het wat gekry? Ook in berading moes nou. Wat was dit, jou graad? Diploma. Maar daar was iemand met 'n MO. Wie het ons gekry? So julle het daar verder blare wat kan uitspreid. So die wortels gaan al hoe dieper. En dan met Joan, ons het daar nog geplant vandag. Sy het ons nou hier vastgeplant. So sy het nou nie meer 'n verskoning nie. So ek hoop jy gaan nog verder aan om in ander rigtings ook toe te ris. So die boom is geplant, daar's 'n instansie om julle wat kan help om julle te versterk, maar hou asseblief dit binne die woord van God as julle anker. So dankie vir die Dankie professor. Gelukkig is ons nie op die Zoom nie, dan sê sy net hoe baie sy sit ons almal. Maar ja, ons het nog een verrigting wat ons wil afhandel vanoggend. En dis hoekom jy sal sien hier sit, dit is nie brandweer wat ek voorsit. Baie mense verwar dit as brandweer omdat hulle sien die wit en die swart. Maar dit is die manne van Chaplaincy South Africa. Nou, dit is vir my absoluut, vir my 'n baie groot voorreg vandag om te weet dat onder die vaandel van Jesus Christ Reformation Administration, waarvan ek die stigter lid is, en Dr. Boysen die senior pastoor is, dat ons die hele span vandag onder Chaplaincy South Africa geordyn word as kapelane. En dis hoekom pastoor Talie al die pad van Mommerstad ook af hier gekom het om die brons te lees. En ek gaan vir Johan vra om vorentoe te kom, ons gaan net almal gou klaarmaak. Dit is ook so mooi soos hulle kan lyk. En
Marina, en dan gaan hulle die verrigtinge doen. Of gaan Gary dit doen vir people selfs. Baie dankie Gary. So kan ek vra dat al die mense van Just daar inbring en Oudtshoorn word in die werk op dat. Good morning to all. I'm the area commander of Chaplaincy SA, and then we have got Johan Hardemeier, who is our director, and Elsa B, who is also one of our directors here this morning, and as well as my wife Belinda, who is the branch commander for Delmas. So a lot of people ask, what is Chaplaincy SA? Chaplaincy SA is a non-profit organization who serves God and God's people. We are here to serve our community. We are here to serve people that are in need. Our organization consists of a whole lot of ministers, pastors, and any other organizations that join us. Anybody is welcome to join Chaplaincy SA. Doesn't matter who you are. We are trained with inside the chaplaincy. You run a number of courses. I think if I can remember, we've got 14 different divisions. Trauma division. We have got for the pets, your dogs and cats. We've got a unit for that. We've got gender-based violence unit. We also go out to scenes. So if there's farm murders, if there is accidents on the road, any type of incident that happens, they normally call us out. We are known under our CPF, under our community policing. They will call us out to come and assist. We also do services at the churches. So we also feel that we are God's shepherds. We are here to shepherd the people. I'm overwhelmed with the knowledge that is actually sitting here today. You don't know what it can do to the community if you go out and you share what you've learned. And that is what the chaplaincy is about. It's an organization that is there for somebody in need and for somebody that is needing the help to continue with their life. So that is in short. Thank you. Terwyl die mense nog wegmaak daarachter, ek wil net gou vir hulle van die studente 'n onderwerp aanraak wat ook baie verwarrend is. Die ouens vra altyd prof, hoe raak ek 'n prof? Ek kan nie prof raak. Ek kan nie 'n prof maak nie. Dit is die fakulteit, die gewone universiteit, ons behoort aan QHE, Quality Assurance Education in die wêreld, die grootste instansie in die wêreld. Ek het my professoraat al ingang 2019 ontvang en kort daarna het QHE my Distinguished Professorship Award toegestaan. Dit is 'n akademiese kwalifikasie. Net hierdie tipe instansies kan dit toestaan. So ek kan nie vir assistent prof Burger, professor maak. Ek moet dit deurgee vir QHE byvoorbeeld en die rangorde werk so en dis die voorskrifte wat ek neergelê het vir Woks as rektor baie jare terug al. Almal wil dokters wees en almal wil alles wees en dan is jy ook maar nergens. Die volgorde is die minimum vereiste is ten minste 2 doktersgrade voordat jy in aanmerking kan kom. Nou dink party ouens, een dokter bel my eendag daar uit Rustenburgse wêreld en ek gaan nie name noem nie en hy vra my prof nou wanneer raak ek nou professor? Toe sê ek vir hom, omdat jy die 2de doktergraad verwerf het, beteken nie jy moet nou professor raak. Ek kan nie aanbeveling nie. En daarom het ons binne ons hiërargie op seminary vlak, soos Prof Letta uitverwys het na seminary. Seminary is die stap onder universiteit. Die enigste vereistes daar is jou getalle. Ek dink as ons 1000 is, dan kan ons registreer as 'n universiteit. Ons is nog nie by 1000. En dis die enigste verskil tussen 'n seminary. Jy kry
jou interkerklike kursusse, 'n Bybelskool, dan kry jy miskien 'n interne kerklike sertifikaat vir 'n week of 'n 3 weke kursus, dan kry jy jou sertifikaat by 'n instansie, dus dit kan 'n college wees, en dan na 'n college is dit 'n seminary, soos wat ons is, en na 'n seminary is dit 'n universiteit. Nou hoe werk dit? Ek kan jou bevorder tot die rang van assistent-professor, dan is jy nie 'n professor nie. Jy kan nie 'n naamtag dra van ek is 'n professor. Jy is nie. Die mense verstaan dit verkeerd. Jou naamtag sê, jy spreek die persoon aan mondelings as professor, maar op papier in enige skrywe, of dan as jy 'n naamtag het, daar staan ISST, assistent professor. Jy kan nie die rang toe-eien, en dit is waar. Dit is die intreevlak van 'n professor, assistent professor. Daarna kry jy accolade professor. Dit is die meer senior rang. Dit is die volgende een. So, die is van my manne wat ek gaan vra om vir my beginne verhandelinge te skrywe in die verskeie kategorieë, maar dis die, en baie mense verstaan dit. En dan vra hulle my, wanneer raak ek 'n professor? Daar is riglyne. Jy raak nie sommer 'n professor omdat ek van jou lei. Ek het baie sê daar. Ek kan jou promoveer. Maar om 'n professor in die ampt te wees, is buite my hande. Ek skryf 'n e-pos aan QHE, die liggaam waaraan ek verantwoording doen. Ek is QHE se country director vir Suid-Afrika, geruime tyd al 5 jaar, afgelope 5 jaar. So ek is QHE se South Africa director. So ongeruimhede wat onder my aandag kom raak, hulle moederliggame, denominasies of wat ook al is, dit spreek ek aan. En ek het dit al. Ek het dan getuig af. Ek en hy werk met die kiephoed op. Ek bring iets op my aandag, ons praat dit deur, ek skryf 'n e-pos en ek is op daai vlak wat ek kommunikeer. Maar dis die volgorde. Assistent professor, accolade professor en dan professor in die volwaardige ampt. Dit is myne buite my beheer. Ek kan sit en ek kan 'n brief vir jou skryf en ek gee hom deur aan QHE met al jou credentials en my motivering en dan lê die onus by hulle. Ek het eens gedroom om 'n professor te wees, maar my professor weer is my aanbeveling. Want ek was eers by Therapon University, was ek 'n professor. Hulle professors werk anderste, solank as jy klas gee en jy die bediening en al die dinge as klomp kriteria, as ek nie die ander te moeie, ons wil aangaan met die volgende verrigtinge. Ek het net die duidelik daar geskryf, en baie mense bel my en vra. En dit is hoe het werk. So baie ouens dink as in 'n 2 doktersgraad, dis die minimum vereiste. Om julle 'n idee gee, ek het al my PhD, my 4de doktersgraad verwerk. Toe raak ek eers 'n professor. So daar's nie voorskrifklik hoe jy wil dit hê, dis buite jou beheer. Ek kan doodgaan, dit was ek miskien nog nooit 'n professor. Dis nie binne jou hande nie. Dis die universiteit waartoe jy studeer het, of wat jy dan 'n pad mee stap, dis daai ouens, hulle sê mos, Johan, die ouens met die min hare en dan kan hulle waaragtig nog die 3 woord lê nog regs. Ek praat dan nog nie van jou nie, die mense het min hare, dit lê geen hare. Maar niemand sit in my kop, my vrou sit my. Ek probeer dit is sin vir humor. So ek wil dit net verduidelik, dit is 'n reg verstaan, want daar is baie wanpersepsie rondom dit. Dis die rangordes, en ek sal nou met Prof. Burger en Dr. Boysen gesels op die volgende pad vorentoe, maar dis 'n gesprek van 'n ander dag. So baie dankie dat julle geluister het, dat hierdie manne nou net 'n bietjie reg gemaak het, en nou gaan hulle oor na julle vergifnis. Baie dankie. Ek wil net al die studente vra, as ons klaar is met hierdie verrigting, dan gaan ons net die groep foto doen, dan gaan ons weer geld aantrek, en dan gaan
ons die workshop foto doen. Want dit is in die lig, so dit maar af van die website en alles. Johan, die directeur van Chapel Hotel in South Africa, en Johan, vir jou woord gee, en dat julle die verandering vir ons wil. Baie dankie, Prof. Prof Nico, Woks, die bestuur, baie dankie vir die geleentheid wat ons kan hê, en voordat wat ons gehad het vandag, om deel te kan wees van hierdie suksesvolle graduation van 2025. Baie geluk aan elke student ook vanoggend. Dis harde werk, dit kom jare, maar dit wat jy ingesit het, het jy gekry vandag. En dan wil ek net vir my span ook baie geluk sê, dis lekker om 'n paar gesigte, bekende gesigte te sien, soos Prof Rita en Steve, ek ken hulle nou al vir 20 jare. En dan is dit dan vir ons vanoggend 'n voorreg om deel van julle familie ook te kan wees. Ek gaan dan nou oor van na die verrigtinge toe gaan. Ons gaan dan eers begin, soos jou naam uitlees, wat ek vra dat jy sal vorentoe kom. Ons gaan begin by Aldine Boysens. Volgende enetjie is Karel van Heerden. Al die pad van Wolmaranstad af. Een man met 'n groot en dik nek. Ons het gesukkel om vir hierdie man 'n hemp te kan kry, maar op die einde van die dag sien ek nee, die das is vas. Pastoor Karel, maar hy pas nog nie. Ons gaan hom pas. En ek word nog groot voorreg en eer om vir jou dan ook baie geluk te sê. Volgende enetjie is Pastoor Chris Boysens. Boysen. En dan ook Pastoor Chris is ons branch commander in Kabega of ons oupie, baie geluk dan. En dan 'n groot voorreg en eer dan ook om Dr. Pieter Boysen na vore te roep. Dis 'n man wat gewoond is aan range, so hier is niks nuuts vir hom dan nie. Die volgende enetjie wat ons wil uitroep is Dr. Jill Burger. En dan wil ons voor ons oorgee vir Gary om die pledge af te lê, wil ons graag van die geleentheid gebruik maak ook om 1 of 2 promotions vanoggend bekend te stel. En die eerste enetjie gaan wees vir Belinda Palm. Sy word bevorder tot branch commander van Jalmas. Die volgende enetjie is Dr. Jill
Burger. Sy word bevorder tot 'n 2-ster branch commander van Vaaloewer. Kom ons gee vir haar 'n lekker hande klap. Jy sal nooit vergeet om aan te trek nie, want ons chaplaincy ma doen dit. Terwyl sy daar besig is, Gary het al klaar vir ons inleiding gegee oor die chaplaincy, maar die chaplaincy is die pastoor buite die kerkmure. Die chaplaincy is die beraader buite jou kantoor. Sodra jy klaar is, aangesluit het, geregistreer is die assosiasie van Profreta, sy leer vir jou die beradingstegnieke, dan gaan ons 'n stapie verder om daai tegnieke vir jou op 'n praktiese wyse nog meer toe te pas en van daar af te vat. So dit is die social worker ook buite die kantoor. Nou in hierdie môre is dit maar groot voorreg en eer om dan die volgende promosie goed te ken, en dit is vir Prof Aubrey Burger. Hy is aangestel as die nuwe area commander van die Vaaloewer omgewing. So dit is van Potchefstroom regdeur tot vereniging wat sy verantwoordelikheid van wees vanoggend. Nou, Woks het 'n koevertjie gehad. Ons het een stapie verder gegaan om 'n beursie te gee, maar ongelukkig ook, daar's nie geld in nie. Ja, nee, ek moet daai een leer hoor. Gary, jy kan slomp vir ons hier les gereed kry. En dan die laaste enetjie nou, maar nie die minste nie, is vir ons, my kollega, en dis vir Commander Gary Palm, wat vandag aangestel word as Provincial Commander van Gauteng. Baie geluk. Dis myne dan vol geld. Baie dankie. Ons gaan dan nou vir Gary oorgee. Kan ek dit maar voorstel? Ja. Going to read out our chaplaincy's pledge, and I need you to just listen and understand what you are about to accept in your lives today. As a chaplain of Chaplaincy SA, I solely pledge the following: to serve with integrity, humility, and compassion, to stand with the hurting, the grieving, and the broken, to listen with empathy, speak with wisdom, and act with love. I pledge to respect every person's dignity, belief, and background, to offer spiritual and emotional care without judgment or bias, to guard confidentiality, and to build trust in every encounter. I commit to walk in faith, to lead with courage, and to represent Chaplaincy SA
with honor and responsibility. I will be a servant of peace, a bearer of hope, and a steady presence in times of crisis. Now let us raise our right hand and declare the following. So help me God. Amen. Ja, baie dankie vir daarvoor en baie dankie vir die Johan vir ons tyd. En ja, ons gaan nou Dr. Boysen voorgee vir die afsluiting vir vanoggend. En daar is ons gesien op die tafel is daar 'n klomp boekwerke. Julle is meer as welkom, help julle self dan. So vat soveel as jy wil. Daai kaart maak ons nuus. Dis nie 'n probleem daai nie. Maar daar is bommers op vir berading vir iets van alles. As jy iemand het wat jy weet wat wil trou of begrawe wil word, dan ons doen dit ook vir jou. Maar ja, Boysen. Dankie. Ja, dankjewel. Ja, so meneer Jans is voor. Alle studenten, jullie wij gaan toen ons deze foto's nemen als jullie klaar afgesloten ons groep foto's krijgt, alsjeblieft. En dan jullie Jans, net dit op de achterkant. Dan voor die berichten, voor die Jans, wat betrokken was daarbij, baie dankie. Vir die Gans en Sessions, Vanessa en Jill, baie dankie vir julle moeite daar. Studente asseblief net vir ons terug te vat. Dan vir die board members, ander guests, baie dankie dat julle julle pad ook gesien het op vandag. Hierdie grade pragtig met ons vandag kom deel maak. Baie dankie vir julle opoffering, julle moeite, vir julle baie ver gekom het. En wees van Chris en Aldien, Karin, dankie. Dit is 'n eer om voorreg om saam met julle te kan wees. Dan vir Jaden vir die klank, baie dankie seun. Waar is jy? Daar is hy. Kan hom nie mis nie, kan nie. Die foto's, jy is opgeset in die saal langs aan nie. Van ons die groepfoto's langs aan doen of hierso? Ja, ons kan se doen. Daar langs. Ja, ons Okay. kan se op die berg. So almal dan langs aan toe vir die groepfoto's. Prof. Dan ons ene gaste asseblief, moenie weggaan nie. Ons het 'n koppie koffie agter wat julle naam op het en dan miskien 'n koekie of twee. Ons sal sien hoe vol is die beeste dat julle nou oral nog het. Ja. Dan concludes. Is dit dan tyd? Nou wil ek even Prof Burger vra, asseblief, om ons af te sluit en dan kan ons maar 'n bietjie begin gesels. That's it. Dankie. Ja, fellowship hier nog net by die dag uitloop nie. Ja, voor ek afsluit, daar staan by die stel, ook nie moet mis nie, want ek moet kyk waar hy is, as ek sien daar ergens is 'n skadu weer, dan weet ek hy is daar. Daar van julle is wat 'n begeerte het om op 'n radio te wees. 'n Radiostasie, jou eie program aan te bied en dit. Gesels met hom. Hy is die stigter en eienaar van Joy Radio. En ons meerderheid van ons hierso is deel daarvan. Wat programme daar het en wat daar uitsaai. So praat met Barry,
of as jy besigheid in die dag wil adverteer, praat met hy. Ek praat net agter die mikrofoon, is al wat ek gewoonlik doen. Maar ja, kom ons raak stil. Magtige God, Hemelse Vader, Here, ons sê vir U baie dankie, Vader, vir hierdie voorreg wat U aan ons vandag toegestaan het en toegeken het, deur U genade om hierso gesamentlik in U teenwoordigheid kom en mekaar gekom het. Dankie Vader vir ieder en elke een wat U deur hierdie tydperk gelei het en wat vandag kom staan het en gesê het, vandag gee ons al die eer, al die lof, al die prys aan U vir dit wat ons kon verwag het, vir die toekenning wat ontvang het. Want aan U kan die eer net wees, Vader, nie aan ons nie. Want sonder U, Vader, is ons manloos. En daarom, Vader, dank ons U daarvoor, ten volle in die diepte van ons harte uit. En ons sê, Vader, en ons vra U, dat U hand van veiligheid oor ieder en elk sal wees, daar waar hulle terugreis na hulle plekke toe, na hulle wonings toe, dat die engele al reeds vooruit uitgestuur is, om dit te beveilig en seker te maak, dat die aanvalle en die geestelike leem van Satan in die tybel afgeweer sal wees. Ons dankie Vader vir U seën, vir die genade en die vrede oor ieder en elk. Geliefdes, ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, plaas sy naam op ieder en elk van U se harte vanoggend. En hy sê, my kind, kom, soos ek my naam op jou hart geplaas het, ontvang my seën, ontvang my genade, ontvang my vrede. En dit alles deur die Saligmaker en Verlosser, Christus Jesus. Amen. Amen. Ja, baie dankie aan almal wat hier was. Volgende jaar, same place, same time, we will be back.